Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Ons word nie volledig mens gebore nie. Dink 'n bietjie daaraan. Ons het die kapasiteit, die potensiaal om 'n mens te wees. Ons is nog nie regtig nie. Ons kan nie lief hê nie. Ons kan nie verstaan nie. Ons het nie waardes nie, ons het nie sin nie. Ons moet dit nog word. Daarom is mens wees 'n reis en is eintlik 'n becoming, 'n wording wat besig is om plaas te vind. Nou daar's baie pogings wat aangewend is om kaarte te teken of rigting aan te dui van wat hierdie reis behels en hoe dit plaasvind en wat belangrike merkers is op hierdie reis. En een van die reise is deur Piaget. En hy's 'n ontwikkelingssielkundige. En hy sê, waar jy begin is objek konstantheid. Dis die eerste ding wat met jou plaasvind. Jy begin te onderskei tussen objekte in jouself en dan kom die eerste persoon konstantheid tot stand. Jy is dan sterk egosentries. Alles draai om jou. Weet, in die tyd waarin dit die sterkste is hier by 18 maande, dit is die terrible twos, dit is myne, ek sal nie, ek wil nie. Die tweede fase is om agter te kom, maar daar, my ma, my primêre sorggewer, is ook 'n mens net soos ek. Dit is 'n tweede persoon tot konstantheid wat tot stand kom. En dit word uitgebou. Weet, dit is my ma, dan sit my familie, my gesin, dit is my familie, ons behoort 'n stam, ons behoort aan 'n nasie. Daar's 'n hele paar sirkels. En dan vind 'n groot verbreding in jouself en in jou identiteit, want dit is hoe jy jouself sien. En dan later vind 'n derde persoon konstantheid plaas. En dit is wanneer jy wêreldsentries begin raak. Maar ons nasie is deel van ander nasies en ons is almal mense. Ons verskil in kultuur en ons verskil in seksualiteit en ons verskil op soveel maniere. Maar ons is almal mense. Later het die volgelinge van Piaget nog 'n verdere vlak van ontwikkeling voort neergesit. En dis die vierde persoon en dit noem hulle kosmosentriese ingesteldheid. Waar ek verby net mense gaan, na alle lewende wesens toe, na alles wat bestaan. Nou ek kon nie help om in die Bybel te dink, toe ek te doen kry met Piaget nie. Is dit nie wat die Bybel vir ons sê, dat ons lewe begin by, ons moet onsself lief hê, maar dan moet ons gesin lief hê. Ons het 'n groot prioriteit op die gesin. En dan natuurlik van die gesin af, hierdie sirkels moet verbreed en vergroot. Daar's die broederliefde, en by die broederliefde, sê Petrus, moet ons die naaste liefde voeg. En met naaste liefde in die Bybel, oorskry ons al reeds kulturele grense, gaan ons al reeds verby, want dis die persoon wat die naaste aan jou is. Die mense wat die naaste, dis die mense met wie jy skouers skryf. Dis jou naaste. En dan gaan ons verder na vyande toe, alle mense, die natuur ook. Nou hierdie feite is nie net interessant nie, dis nie net goeie idees nie. Weet, dit kry ons nou ook in Jesaja, dat Jesaja profeteer en sê, julle sien dat hulle julle eie mense is. Julle moet sien dat hulle julle eie mense is, want ons sien dit nie. Hulle kyk na slawe, hulle kyk na sekere kategorieë mense, na mense wat nie Jode is nie. En dan diskrimineer hulle teenoor hulle. Hulle voel maar hulle is nie deel van ons nie. Ek wil jou vra, die oorlog van vandag, het dit nie te doen met volke, stamme, wat te doen kry met mekaar, en daar is 'n ons en 'n hulle.
Dis ons weet, hulle weet nie. Ons is goed, hulle is nie goed nie. Ons is geregtig, hulle is nie geregtig nie. Ons is reg, hulle is nie reg nie. En dan word neergesien op mekaar. En daar's geen vrede nie. Dit lê in die kern in die hart van soveel van die konflik. En as ons kyk na die Bybel, as ons kyk na Piaget, dan sê ons, luister hier, daar is 'n groter manier. Moenie vashak in jou ontwikkeling nie. Daar's 'n ander manier. Wanneer jy verder gaan en jy verby dit gaan, raak geregtigheid en vrede 'n baie groot moontlikheid. Is iets wat nie outomaties plaasvind nie. Ons groei nie net met tyd nie. Dis 'n reis van ontluiking. Jy weet, en dit vra openheid, dit vra vertroue, dit vra gewilligheid, dit vra oorgawe. So ek wil jou vra, hoe dink jy aan jou eie menswording? Jou eie ontluiking, jou eie groei. Hoe is dit vir jou? Watse merkers het jy in gedagte? Hoe lyk 'n volwasse mens vir jou? Het jy ingesteldheid, is daar enige begeerte om te groei? Besef jy wat die konsekwensies is daarvan, as jy nie bly ontluik nie? Die Israeliete word uitgenooi en dinge begin skeefloop in hulle lewens, omdat hulle nie die openheid het nie. Omdat hulle in gemaklike plekke wegkruip om verder te groei en te ontluik. En dis die uitnodiging wat die lewe telkens na ons toe gaan bring. Ja, om uit dit uit te kom. Het in verby grense te gaan, wat ons ooit gedink het ons kan gaan, om 'n groot lewe te leef. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord wat U vir ons gee en vir die lewe wat U vir ons gee. Help ons om diep te kan insien in die pad waarna toe ons uitgenooi word om te stap. Help ons om nie moeg te word nie, help ons om nie te stop nie. Help ons om nie aan te hou ja te sê vir dit wat die lewe ons pad langs bring nie, sodat ons kan aanhou groei, ontluik. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.